aanneem, broer en suster, dat daar vir 21 Desember, 28 Desember en 4 Januarie volgende jaar nie vir u 'n YouTube skakel gestuur sal word. Die mense wat dit vir ons behartig is met vakansie en ons gun hulle ook daardie geleentheid. Die offergawe, as u dit sou wou afdra vanoggend, is vir die kiesfonds. Dis 'n fonds wat in die lewe geroep is om swart dominees in die GKSA se immuniteitsversorging aan te vul. Neem groot asseblief kennis van die eredienstye vir 2026. Vanaf 4 Januarie begin die erediens om 10:00 en van 16 Januarie af is die erediens in die aand 19, oftewel 7:00. In die oggend 10:00 en die aand 7:00. Ons dink aan die volgende lidmate wat ernstig siek is. Suster Bets Roberts, wat in 'n intensiewe sorgeenheid van Montana is. Suster Marie Kreer, wat ernstig siek is in huis orgidee. 'n broeder genaamd Christopher, hy en sy vrou gaan as die Here wil van die Gereformeerde Kerk Kameeldrif by ons aansluit met attest. Ons broeder is in die Kloof Hospitaal waar hy vir kanker behandel word en allerlei ondersoeke ondergaan. Dink aan broeder Dion Benadi se broer wat ook terminaal siek is met kanker. En ons dank die Here dat broeder Beyers Havenga se suster wat ook met kanker worstel, met haar 'n bietjie beter gaan. En dan, broers en susters, in hulle teenwoordigheid, ons het dit verlede Sondag gedoen en ook vir hulle gebed gedoen, maar kom ons kyk hulle weer in die oë en ons betuig nog 'n keer ons simpatie met broeder Pieter en suster Louise Kreer na die afsterwe van een van hulle kleinseuns. Ons wil weer vra dat broeder Pieter vir hierdie jongman se weduwee en ook julle kinders nog 'n keer ons innige simpatie sal oordra. Kom ons hoor net of er nie bin, ons sal daar afgaan. Sê weer? Probeer. Kom ons probeer. Broer en suster, ons toetrede tot die genadetroon van die Here is Psalm 111, strofe 1, 2 en 4 en daarna ook spontaan lied 159 se eerste strofe.
erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kinders. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons staan, geliefdes, en ons loof die Here met Psalm 118, strofe 1 en 12. Daarna bly staan en doen ons belydenis van ons geloof. En voor ek gaan sit, sing ons die 188, strofe 1 en 3. Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
saam na die afkondiging van die Here se wet. Broer en suster, voor ek dit doen, vra ek verskoning. Ek het gevra dat ons die waaiers afsit. As jy ongekend warm kry, kom ons vra dat hulle daai vensters ook oopmaak as dit kan. En dat jy dan maar so na as moontlik aan die kantvensters gaan sit. Nog eens my verskoning. Eksodus 20. En nadat ons die Here se wet aangehoor het, sing ons van harte lied 200 se eerste strofe en daarna gaan ek hier voor in gebed. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom of haar behoort nie. Almagtige, ewige God,
Ons kyk op na U toe. U wat leef en regeer in tyd en ewigheid. U wat as ons Vader uit die hoë hemelwoning neerkyk op ons, U menskinders, en ons genadig is. U wat vir ons lief is. Ons aanbid U met ons hele hart, ons hele siel, en met al ons kragte. Ons kom staan voor U, ons kom kniel voor U. Ons roep tot U. Sien ons raak. Dra ons deur die lewe en bly by ons. U te dank, Here, vir die genade vreugde om hier by mekaar te kan wees. U te kan aanbid, te luister as U ons laat bedien, die waarheid van U woord nog 'n keer in ons harte in te dra, tot ons versterking en tot U verheerliking. Ons wag op U, Here, elke dag, maar in besonder ook U genade af te smeek vir vakansietyd en feestyd, en tyd van samesyn en blydskap, tyd van partytjies, tyd van fees. Bring ons, Here, in dankbaarheid altyd aan U voete, ook as ons najaarse werk mag uitspan. Verheerlik U self in en deur ons. Ons gebed uit genade met 'n pleitroep om vergifnis van skuld en sonde, om Jesus Christus ontwil. Amen. Liefdes, kom ons sing voordat ons luister na wat die Here sê. Kom ons laat die sang. Ek blaai na ons skriflesing uit Lukas hoofstuk 1. Lukas hoofstuk 1 vers 26 tot 38. Met vers 34 en 35 as fokusvers vir die prediking. In die adventstyd is die Here aan die woord met die geboorte en aankondiging van ons Here Jesus. Van vers 26, Lukas 1. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorpie in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God
bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord daar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand van swangerskap. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat hy gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Tot daar die Here aan die woord, Lukas hoofstuk 1. Die teksboodskap, broer en suster, of die tema vir die woordverkondiging, Jesus se geboorte, eenmalig anders. En dat ek in die poortpos ook iets van 'n subtema geskryf, die onmoontlike word 'n werklikheid. Nie die onmoontlike word moontlik nie, die onmoontlike word 'n werklikheid. Geliefdes, die geboorte van die Here Jesus Christus. En nou moet ek iets daarby sê. Die maagdelike geboorte, spesifiek. En kom ek sê dit, as ek dit sê, dan sê baie mense en 'n klompie teoloë, jy praat nie met my verder hieroor nie, want dis 'n onsinnigheid. Dis 'n onsinnigheid. Die maagdelike geboorte van Jesus. En daarom wil ek vir u sê, broer en suster, die geboorte van Jesus is en was eenmalig anders, eenmalig uniek. Sy Vader is die God wat wonders werk. Sy geboorte is 'n wondergenade. Want jy moet saam met my onthou, in die maagdelike geboorte van Jesus Christus is die evangelie van die gans nuwe verbond ingegiet, vasgelê, ingebou. En daarom wie die maagdelike geboorte van die Here Jesus Christus as 'n onsinnigheid afmaak, moet sy Bybel toemaak, wegsit.
weggooi. Kom ons kyk. Ek bedien aan u, hoor mooi wat sê ek, nie die verhaal van Jesus se maagdelike geboorte nie, maar ek bedien aan u die evangelie van sy maagdelike geboorte. Die evangelie, want hierin lê die boodskap van alle boodskappe. Maar dit is 'n evangelie wat geen mens nader kan verklaar, menslik gesproke. Daarom dank ek die Here dat U as kind van God hierdie evangelie met eer en ontzag nie net aanneem nie, maar glo. Sy maagdelike geboorte. Want broer en suster, kom ons sê dit vir mekaar, aan die swangerskap van Maria het geen saadsel van 'n man te pas gekom. En daarom is sy geboorte vir ons as mense onmoontlik, maar die Heilige Gees het geen mansmens nodig, geen manlike saadsel om die verlosser Jesus Christus in hierdie wêreld te kom neersit. Want totaal en al buite 'n man, totaal en al buite 'n man om verwek. Die geboorte as sodanig nie buitengewoon nie. Hy is gebore soos enige babietjie voor hom en na hom, maar sy ontvangenis is anders. Sy menswees op hierdie aarde is 'n biologiese onmoontlikheid. Jesus Christus, die Seun van God, in die menslike vlees, en daarom persoon van sake, die blote feit dat God as 'n slaaf onder ons kom woon het, is immers menslik gesproke ook heeltemal onmoontlik. En die vraag is, waarom was Josef nie Jesus se biologiese pappa? Het jy al daaroor gedink? Waarom is 'n man, kom ons sê Josef, dan uitgeskakel by die geboorte van Jesus? En broer en suster, hier is die antwoord, omdat, bitter belangrik, die Seun van God nie eers ontstaan het toe hy mens geword het nie. Dit moet jy saam met my vashou. Inteendeel, hy leef van ewigheid af. 'n verwekking in die gewone sin van die woord kom dus geensins hier ter sprake nie, maar hier lê die kruks, die Seun van die mens, die Seun van God, moes die menslike natuur aanneem, en dit, die menslike natuur, verkry hy deur sy maagdelike Maria mamma. Baie belangrik. Die menslike natuur wat Jesus van sy moeder ontvang het, was
En hier is jy en ek betrokke by hierdie Kers-evangelie. Die menslike natuur wat Jesus van sy moeder ontvang is, was presies dieselfde as waarin u en ek gebore word. En wat beteken dit? Dit beteken niks anders as dat Jesus ook van die begin af onderworpe was aan al die ellende wat u en ek kragtens ons sondige natuur ervaar. Hy het dit verstaan as God. Want broer en suster, nêrens in die Bybel word geleer dat Jesus, omdat hy van die Heilige Gees ontvang is en uit die Maagd Maria gebore is, anders teenoor die sorge van die lewe gestaan het as u en ek nie. Sonder sonde, ja, maar in ons wêreld, en dan onthou u nee, voor sy amptelike optrede, dan gryp die duiwel hom en versoek hom. Op hierdie wêreld lewe hy as die ewige seun van God en hy word dors. Die stof waai in sy oë. Hy word honger. Hy hoor die skerpsinnigheid van fariseër en skrifgeleerde, Jode aan titel van die wet. Hy hoor die geraas van die mensdom. As die vrome sê, hy hou hom op met melaatses, met krepels. Dan skryf hy in die Psalm, as die mensdom 'n vrou wat op heterdaad betrap is wil stenig, dan sê hy, dis reg, die wet van Moses sê so, gooi haar dood. Maar ek vra vir jou, as jy sonder sonde is, broer, wat haar nou wil stenig, tel jy die eerste klip op. En dan sê hy vir haar, op 'n stadium as hy opstaan, waar is hulle almal? Sê sy, Here, hulle is weg. Dis die lewe waarin hy ingekom het. Maar dit is ook die lewe waar tydens hy kom preek, nee. En as sy mond oopgaan, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die Maria Maagd, sy kind. Wat sy net in hierdie wêreld ingebring het, vanuit die hoë hemele. Waaragtig God en voluit mens, en daarom die Heilige Gees betrokke. Waaragtig God en voluit mens, en daarom sê skrifverklaarder so mooi, hy loop nie by u menslike situasie verby nie. Sal hy dit vashou? Kom ons sê so, sal hy dit vashou as hy saam met familie en vriende in hierdie tyd fees vier? Sal hy dit onthou as hy dink, as die tafels gedek is en alles is goed en gaaf?
En dan sê jy vir jouself, as almal weer vertrek het, dan as ek alleen. Onthou dan, hy loop nie by u menslike situasie verby nie. Hy loop nie by die bose kringloop van u lewe verby nie. Maar wat doen hy? Hy begewe hom daarin. Meer nog, hy laat hom daarin vasvang. En daarom moet jy weet, daar is geen nood wat u sal ondervind, en geen traan wat u sal huil, en geen smart wat u sal ly, en geen las wat u sal moet dra, en geen dood wat u sal moet sterf, wat hy nie geheel en al self gesmaak het nie. Maar as Josef sy biologiese pappa was, dan was hierdie net 'n storie. Want presies saam met my, Christus het homself van sy aan God gelyk te wees ontlede, Filippense 2. En hy het werklik mens geword op hierdie aarde om sy bruid te kom haal. Hy word mens terwyl hy God bly. Hoor wat sê hy? Hy word mens terwyl hy God bly. Onbegryplik. Soos die oggendteks. Hy is gewoon mens soos ons. Sy mamma was 'n maag. En daar is die kruks. Kom ek sê dit weer, gewoon mens geword soos ons. Sy maagdelike geboorte onder leiding van die Heilige Gees, sien dit raak broeders en susters, dat sy geboorte is 'n daad van selfopofferende liefde. Hy wou gebore word. Iets wat nie een van ons kan sê. Nie een van ons. Maar hy wou gebore word. Hy wou mens word. Dis 'n besluit wat hy self geneem het, saam met die Vader. En hoor 'n bietjie die evangelie. Daarom het geen man op hierdie aarde sy geboorte beplan of besluit dat dit so gaan wees. En so skitter die goddelike liefde in en deur sy maagdelike geboorte. En daarom onder die smartelike gevolge van een my sonde, wat in ons lewe op hierdie aarde so menigvuldig is, het hy in sy omwandelinge kom ondervind. Die straf wat vir een my vrede bring, was op hom, en deur sy wonde, en deur sy maagdelike geboorte, daar vir ons genesing gekom.
As iemand sou vra, wat gedenk ons DV 25 Desember? Kom ons sê dan hierdie jaar anders. Kom ons sê nie, ons gedenk die geboorte van die Here Jesus. Maar kom ons sê, ons vier sy maagdelike geboorte. Sy geboorte is 'n geboorte uit die onmoontlike. En daarom is daar vir my en u vryspraak moontlik. En as Kersfees kom, kom ons koop. Kom ons slag die kalkoen. Kom ons klink 'n glasie, hoekom nie? Kom ons kyk mekaar in die oë en sê in die voordaatyd tot Kersfees en dan op die dag. Kom ek sê, ek stel my dalk bloot aan kritiek. As jy vir kind en kleinkind 'n geskenkie gee, jy weet wat dit in hulle bewerk, maar voor hulle opgewonde oopmaak, kom ons sê, dan vir mekaar. Kom ons sê saam, ons glo in Jesus Christus, God se eniggebore seun, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. En die geboortefees van Jesus, en ek weet dit is op hande, met verwondering te kan bely, wie sy maagdelike geboorte nie verwerp nie, maar aangryp met verwondering. U kan sê, wie in hom glo, sal lewe, sal nooit verlore gaan. U het die ware lewe as God se erfgenaam. Die dae vertrek die meeste van ons. En wat sê ek vir u? Ek sê, geseënde Kersfees. En ek sê daarmee saam, en die maag sal swanger word, en 'n seun in hierdie wêreld indra. En Maria meisie, jy moet hom Jesus noem. God met ons. Mag die vreugde van 2025 se feestyd vir u uniek en mooi wees. Amen. Kom ons dank sê.
Ons buig vir die Vader in die hemel met danksegging. U is die God wat wonders werk en daarom laat u u werk deur niks keer. En daarom pleit ons in Christus naam, bewaar ons. Dat elkeen van ons nie vaar en nimmer meer. Die 25 jaar uit te stap. Deur Kersdag heen, die Oujaarsdag, 1 Januarie 2026 en Lukas 1 op die tafels van ons hart geskryf. En juist daarom te weet, daarom word ook die onmoontlike in elkeen van ons se lewe moontlik. Die grootste genade dat dit 'n werklikheid is, dat U ons vergewe en U guns aan ons bewys. In dag en tyd. Skenk ons Here 'n vreugde klompie dae van minder spanning, minder vergaderings, minder dagboekkyk. Hou ons sober en opreg, kinderlik dankbaar, sodat almal rondom ons kan sien, ons is nie beter nie, maar ons is anders. Anders, omdat ons koning uniek is. Ver bo ons verstand verhewe, in Bethlehem gebore is. Ons styf as Here, die wat op die pad gaan, by die see, in die bosveld, in die wildtuin, by die huis, oorde in die binneland. En jy's dan te dink, Here, aan elke polisieman, elke verkeersman, elke brandweerman, elke paramedikus, al die nooddienste, ook mediese dokters, Here, wat dit so reël dat hulle aan diens is, en 'n chirurg, en 'n narkotiseer om tydig te opereer as dit moet. Gedenk ons kinders na 'n skooljaar. Here God, of die uitslae positief was of minder positief, U ken ons hart. Elke onderwyser, elke prof, ons almal saam. Gedenk ons Here, as ons nog 'n keer vir Pieter en Louise bid, in hulle diep, diep hartseer. Verf ook volgens se teks oor hulle hele gemoed, met die helder kleur van blydskap. Die ander wie ons genoem het, so bitterlik siek is. Kankerstryd, Here, die stryd teen ouderdom en liggaamskragte wat ingee. Die treurende. Hulle wat 'n eerste feestyd alleen deurbring.
glo in Jesus Christus, gebore uit die Maagd Maria. Sterk ons op ons pad in die binneland en oor see. En bring ons veilig tuis waar ons moet wees. Om Jesus Christus ontwil. Amen. Broer en suster, ons het afgekondig dat ons aan 3 amptdraers losmaking gaan verleen nadat hulle ontslagnotas aan die kerkraad deurgegee het. Wees verseker dat elkeen se motief edel is en opreg. En daarom groet ons hulle met eer. En vra ek dat broeder Pine Opperman, wat as ouderling gedien het, sal opstaan, Suster Rita van Graan as die jaken en Suster Adeline Libbe as die jaken. Liefdes, broeder Pine vertrek vir 'n afsienbare tyd uit die gemeente en gaan vestig hom in Alberton en gaan diensbaar wees in die Alberton Wes gemeente. Ons het broeder Pine leer ken en Pine is net Pine. En baie dankie vir jou dienswerk en dankie vir jou verslae wat altyd voortydig op die rekenaar verskyn het. En dankie dat jy nou die dag van jou buik gesê het, daar's nie moeilikheid. Dis deel van jou bediening. Hiermee jou losmaking en baie seën vir julle op julle pad vorentoe. Baie dankie. Suster Rita was vir baie jare die diaken van Zambesi Afterioord. En ek sê dit met groot liefde, ek weet nie of sy net die diaken was nie, ek dink sy regeer daar. Op 'n baie mooi manier. Dis een van die diakens wat feitelik weekliks by van die lidmate se deur geklop het. Wat altyd geweet het wat is gaande. En wat die liefde van die Here in hulle huisies ingedra het. Rita wil in die jare vorentoe, wat die Here hulle gun, fokus op Pieter, wie se kragte afneem, en elkeen van ons het daarvoor begrip. Sterkte vir die pad vorentoe en jou losmaking met eer en met dankbaarheid. Suster Adeline is ook baie jare diaken en haar motief tot ontslagvraag is ook opreg. En ons respekteer dit. Vir haar as jonger suster wil ons sê, sterkte, die klein man gaan grootskool toe, en alles wat dit behels, met 'n voltydse werk, met 'n huishouding, en weet ons het begrip. As jy vra, kan ek net so bietjie, net wel so bietjie, op sy spoor gerangeer word. Ons dank die Here vir jou dienswerk. Toe jy as diaken begin het, was jy 'n jong dame, en jy het dit met soveel gesag, en met soveel eer gedoen, hiermee ook jou losmaak. Kan ons hulle broer en suster die seënbede, Psalm 134, se 4de strofe toesing.
kom staan te gaan sing, voor ons die uitstuurseën van ons Here ontvang, in die naklank van die seënbede vir Suster Rilet, broeder Lukas se dogter te groet vanoggend. Na die afsterwe van haar mamma, en sy was binne dae uit Kanada in Suid-Afrika, moet sy nou vertrek. Hulle neem haar vanaand lughawe toe, en ons wil die Here dank vir jou teenwoordigheid in die dae wat verby is. Vir jou mens wees en vir jou kind van papa wees. Ons sal mooi na hom kyk, en as jy dink ons doen dit nie, dan bel jy my. Dan probeer ons weer van voor af. 'n Veilige vlug en baie groete vir jou man en kinders in Kanada. Ons gaan staan, geliefdes, en ons gaan lied 364 se eerste strofe saam sing. 364 strofe 1, daarna die seën van die Here, en dan ons amen lied, Skrifbreiding 13:2. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle genadig wees en julle gebede verhoor, en sy redding in krag aan julle toon. En as hy julle gebede verhoor, vir elkeen van julle sy vrede gee. Amen.